Wat is my prioriteit? Ek dink as jy getroud is, jy het 'n vrou en jy het kinders, dan sal jy sê dat jou prioriteit is jou gesin. Sommige mense het verskillende prioriteite en in verskillende seisoene. Maar Christus sê dat ek en jy moet die koninkryk van God ons prioriteit maak, bo alles. Met ander woorde, soek eers God en sy geregtigheid. En daarso in Matteus 6 vers 33 kom deel hy met ons en hy sê, nee, sê Jesus, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Verder in vers 34 sê hy, moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg. Wat 'n geruststellende woord, dat Jesus sê, vandag se probleme is genoeg vir vandag. Maar Jesus kom en sê, ons fokus is soms verkeerd, ons prioriteite is soms nie op die regte plek nie. So dikwels is dit ons stres en ons angs dat ek voel, daar's te veel maand aan die einde van my paycheck, né? Was jy ooit daar gewees wat dit vir jou voel, die ente kom net nie lekker by mekaar uit nie. Christus sê ons moet versigtig wees dat ons fokus en ons prioriteite nie skuif na net om meer geld te bekom nie, maar dat dit altyd sal wees op die koninkryk. En soms is dit 'n leuen wat die vyand vir ons kom vertel. Hy vertel vir ons het nie genoeg nie, ons kort nog en as ons nog 'n bietjie het, gaan ons tevrede en gelukkig wees. En dan is ons soms op 'n plek dat selfs na daai verhoging, selfs na daai nuwe pos wat jy nou gekry het en die salarisaanpassing, selfs na die bonus en die 13de check, voel dit ons kom nog steeds iets kort. Dit is nog steeds nie genoeg nie. En kom maar op 'n plek waar jy nooit werklik vergenoegd leef nie. Dawid sê in Psalm 23, hy sê die Here is my herder, ek kom niks kort nie. In Engels sê hy the Lord is my shepherd, I shall not want. En wat Dawid sê is omdat Christus my herder is, het ek alles wat ek ooit sal nodig hê. In ander woorde, sy koninkryk is vir hom die prioriteit. Die koninkryk van God is veronderstel om vir my en vir jou ons prioriteit te wees. Jesus sê, hy sal vir ons die res van die dinge toevoeg tot ons lewe. En dit spreek iets van vertroue. Wanneer ek die Here vertrou en ek sit my vertroue in hom, sy koninkryk, hy sê dan sal hy my aanvul met alles wat ek nodig het. So kan ek jou vra, dalk, en dit het al baie met my gebeur, dan skuif 'n ou se fokus. Dalk het jou fokus 'n bietjie geskuif, dalk is ons fokus vandag te veel op geld. Hoe kan ek harder werk? Hoe kan ek meer geld kry? Kan ons fokus weer terugskuif na Christus en sy koninkryk toe en hom vertrou. Sê Here, ek vertrou nie op my paycheck nie, ek vertrou nie op mense nie, ek vertrou nie op die besigheid nie en die kliënte wat ons het nie, ek vertrou op Christus. En ek weet dat hy is die een wat vir my sorg. So kan ons vertroue, kan ons fokus vandag na hom toe skuif en kan ek en jy in 'n oomblik, en ek wil jou vra, kan ek en jy net vandag net hierdie laat gaan oomblik hê. Net sê Here, ek kies U, ek kies U koninkryk en ek glo met my hele lewe, U sal na my bly kyk soos wat U nog altyd na my gekyk het. Kan ek en jy ons fokus en ons vertroue na hom toe skuif. Mag dit ons storie wees vandag sodat ons vrygewige lewens kan leef, maar ook weet waar ons hulp vandaan kom. Hoop jy 'n awesome dag. Sien jou môre weer.